Thank you very much, my brethren, and it's really nice to... Dankie, my broers, en dis beslis lekker om hier te wees. Dankie. Thank you for your time. Baie dankie. I appreciate that. It makes me feel good when you feel welcome. Ek waardeer dit, laat my net goed voel wanneer jy welkom voel. Daar's niks liefliker as om in 'n plek te kom waar jy welkom voel en net tuis nie. I was thinking just when I was standing there... En ek het gedink net toe ek daar gestaan het aan die goedheid van die mense, die goedheid van God en die mense. Just a few moments ago, Net 'n paar oomblikke gelede het ek daar die boodskap oor uitgaan en die Heilige Gees wat dit terugspreek om na die boodskap te luister. Dan hierdie broers hoor opstaan en daardie dinge sê, dit laat my net goed voel. Toe het ek vandag toevallig party van die advertensies opgetel, soos broer Joseph julle gister aangesê het. Ek het net soort van in hierdie tyd ingehardloop. Ek was geskeduleer vir oorsee op hierdie eindste tyd. Maar is geweier op grond van een of ander ondersoek van belasting, waardeur ek gaan op hierdie tyd by my kerk. En die stigting van die kerk, hoe ons regeringsnommers moet hê, en sovoorts, wat ons nie geweet het nie. Want die tabernakel is 'n interdenominasionele tabernakel. Ons het nie geweet jy moes deur al daardie prosedures gaan nie. Ons het gedink dat jy net 'n kerk was en diakens gehad het en pastore en sovoorts, maar die regering verander. Hulle het verander in 49, dink ek was dit. Wel, ek was toe buite op die veld besig om te preek. Ek het nie geweet van hulle veranderinge en wat die kongres gedoen het nie. Soos ek gister aangesê het, ons praat van Sputniks en mane, maar ons kan nie eens sorg vir wat ons hieronder het nie, wat nog van elders anders heen gaan of ek kan, in elk geval nie. Nou, hoe dinge lyk, vaar ons nie te goed daarmee nie, maar as 'n nasie of 'n volk. Maar toe het nog 'n groot ding gekom, soos ek dit opgelet het op die advertensie. Ek het net vir 'n paar oomblikke gelede vir Joseph gesê, broer Joseph, ek het gister 'n verskriklike fout gemaak. Ek hou nie daarvan om 'n diens te hê sonder om ten minste een keer 'n genesingsdiens gedurende die konvensie te hê nie, en ons het dit geplaas vir Vrydag aand. En toe het ek die advertensie opgetel en broer Grant, my dierbare en kosbare broer en vriend, so 'n diens hê daardie aand vir die wat die Heilige Gees wil hê en goeieste ek sou dit nie daarvan wil wegneem. En Joseph het gesê dat broer Grant dit voorgestel en net saggies in beweeg het om dit prys te gee vir 'n aand om vir die siekes te bid. Ek weet nie of broer Grant eens hier is nie, ek het hom nog nooit gesien nie, maar die Here God seën ons broer vir sy galante siel en die manier wat hy so genadiglik daardie tyd gegee het. Ek het vir hom gesê ons kan dit verander en dit op 'n donderdag aand hê, net so goed as Vrydag en dit reguit laat voortgaan, want ek dink dit is meer noodsaaklik dat die siel gered word. As al die genesing wat gedoen sou word, dis reg. Die siel is die hoofsaak. Wanneer jy kan genees word van jou siektes is waar en jou beproewing genees word. Ek weet dit, maar wanneer daar die siel genees is dit ewig. Maar wanneer hierdie genesing van die liggaam, kan jy weer siek word, maar die siel is die hoofsaak. Want het jy al ooit probeer om 'n waarde te plaas op wat ewige lewe is? Wat kan jy daarvoor gee? As ek verander kon word na 'n seun van 19, 20 jaar oud, en die hele wêreld sou hê en 500 jaar lewe sonder siekte of ouderdom. Ek of nog een lewe of nog 10 jaar en allerlei soorte probleme hê en bedel vir my kos en vervolg word en nou martelaar sterf aan die einde, maar ewige lewe hê, ek sou dit neem. Wanneer 500 jaar verby was, sou dit alles verby wees, maar dit sal nooit eindig met ewige lewe nie. Ek sal vir ewig in die teenwoordigheid van Christus lewe. Ons weet nie wat getoegedraai is in daardie skat wat God ons gegee het nie. Broer Rasmussen, dis baie lekker om jou weer te sien vanaand. Baie gemeenskap het ons saam gehad en die verskillende predikers. En ek dink ons moet binnekort 'n ontbyt hê en ons mag mekaar se hande kan skud. En 'n tydjie van gemeenskap hê saam met al hierdie gawe groep mans wat die hele tyd ooreed en elke jaar vra om na hulle gemeenskap toe te kom. Dit laat my baie goed voel.
My vrou wil julle ook bedank vir julle verwelkoming. En gisteraan sê ek nie gisteraan ingekom nie. Ons het 'n klein seentjie Joseph. Hoeveel julle nou ooit dat ek gepraat het dat Joseph se kom, vir jare voor hy hier gekom het. 6 jaar het die Here my sy koms gewys. En hy's 'n seun deur en deur. Sy's 'n klein vroutjie. Iemand het 'n tyd gelede hier gepraat in by 'n Spaanse diens en ek het gesê, hierdie is 'n internasionale byeenkoms. Ek het gesê ek is Iers, my vrou is Duits, my baba is Indiaans en ek praat met Spanjaarde. Daarna het 'n klein Spaanse dogtertjie gesê, "Broer Branham, dink jy nie jou baba is 'n bietjie bleek om 'n Indiaan te wees nie?" Ek het gesê net 'n Indiaan in optrede, seun deur en deur. Dit is 'n bietjie laat en so laat ons nie te veel tyd neem nie en mag die Here ons nou seën soos ons hoofde buig om met hom te praat. Wees genadige Vader, ons kan net nie enige woorde vind om ons gevoel in ons hart uit te druk nie. Soos dit gesê is deur 'n tyd gelede in die diens, dat hy in 7 verskillende tale kon praat en dit vlot kon praat. Maar toe hy naby aan U gekom het, een aan, kon hy nie enige woorde vind om uit te druk hoe hy gevoel het nie. Toe U het hom 'n nuwe taal gegee om sy gevoelens teenoor U uit te druk. Dis hoe ons voel, Here. Daar's geen woorde wat ons in ons denke kan vorm om te sê hoe ons U liefhet. En om U te bedank vir wat U vir ons was nie. En ons kon nie eerbiedig genoeg word nie. Ook kon ons nie eers genoeg diep gedagtes dink. Om na U toe te kom om U te vra om voor te gaan, om met ons te wees nie. O, ons het U nodig, Here, soos die liedjieskrywer gesê het, ek het U nodig, o, ek het U nodig. Elke uur het ek U nodig. Dis hoe ons voel, Here, so nader tot ons nou, soos ons sit na 'n groot dag van preek en manifestasies van U seëninge. Ons het vanaand gekom om weer te luister na die woord. Ons sal bid dat U die woorde van die diensknegt sal neem en hulle sal spreek tot die harte van U mense. Wanneer ons vanaand vertrek, mag ons harte net so gevul wees met die liefde, dat ons van hierop sal gaan met die vasbeslotenheid om U meer as ooit in die lewe te dien. As daar 'n reisiger sou wees wat in ons midde ingekom het vanaand, wat U nie ken in die doop van die Gees nie, of U nie geken het deur belydenis van geloof nie, mag hierdie die uur wees dat hulle daardie een ewige ja vir God sal sê en hulle alles sal oorgee. En as dit gedoen is en hulle nog nie die Heilige Gees ontvang het na hulle geglo het nie, mag hierdie die aand wees dat hulle die gawe van God in hulle lewe sal ontvang. As daar siek is onder ons, Here, mag hulle vanaand hier uitgaan en juig en God dank vir nuut gevonde geloof en gesondheid. Ons mag staan op U, Here, want U het beloof dat U ons sal vul met goeie dinge. Geseënd is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal gevul word. Spreek nou tot ons harte soos ons behoefte het. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek het vir vanaand 'n onderwerp gekies, soos ek gedink het aan my wee. Ek wil graag 'n bietjie van die skrif lees, of 'n vers van die skrif gevind, die 119de Psalm en die 59ste vers. Ek het my wee oordink en my voete laat teruggaan na U getuienisse. Dawid was in die moeilikheid toe hierdie Psalm geskryf is. Ons word vertel dat dit gedurende die tyd was wat Saul gedreig het om hom dood te maak.
en sy huis dopgehou is. Saul's men were laying Saul se manne het gelê, dopgehou om Dawid te sien uitkom, dan sou hulle hom doodmaak. And I can just imagine tonight seeing David walking. Ek kan my net voorstel vanaand, Dawid sien heen en weer loop, op en af met die vloer en sy hande vry. It's usually when a man gets in trouble that Dis gewoonlik wanneer 'n man in die moeilikheid beland dat hy dan na God sal draai. Dis jammer dat dit daardie dinge moet neem om 'n man te bring om te erken dat hy 'n sondaar is. Are away from God's presence and blessings. Of weg van God se teenwoordigheid en seëninge is, maar God doen dit so. And I can see him as he's thinking and all of a sudden. En ek kan hom sien soos hy dink en met eens bars God se goedheid uit en hy begin uitsing. As I thought on my ways. Soos ek my weë oordink het, het ek my voete laat teruggaan na u getuienisse. A few months ago in our little city of Jeffersonville, Indiana, 'n Paar maande gelede in ons stadjie Jeffersonville, Indiana, is ek geskakel deur 'n moeder om af te gaan en te praat met die regter van die hof. which is a personal friend of mine, and to intercede for her son. Wat 'n persoonlike vriend van my is en om in te tree vir haar seun, want hy sou tronk toe gaan vir die steel van 'n motor. And I called up the judge and I En ek het die regter geskakel en ek het gesê, "Kan ek met u praat in die oggend privaat net 'n bietjie voor die verhoor?" And he said, "Sure." En hy het gesê, "Sekerlik." And I went En ek het na sy kantoor toe gegaan en aan die deur geklop en hulle het die deur oopgemaak. En hy het die man gevra om uit te stap en hy het my 'n mooi groot handdruk gegee. and said, "What's on your mind this morning, brother?" En gesê, "Wat is op jou hart vanmôre, broer Brown?" And I said, "Judge, I'd like to ask you something." En ek het gesê, "Regter, ek sou graag vir jou iets wou vra. Someday In die wete dat jy eendag voor 'n regverdige oordeel gaan staan. And I know that you have to be honest in your decisions. En ek weet dat jy eerlik moet wees in jou besluite na die beste van jou kennis. Maar die seun wat jy binne 'n paar minute gaan verhoor, The mother called me last night and said that her son sobbed on her shoulder and said, die moeder het my gister aangeskakel en gesê dat haar seun op haar skouer gehuil en gesê het, "Moeder, as God my net sal laat gaan, sal ek hom dien al die dae van my lewe." The judge looked at me and he said, "Billy, you know what? Die regter het na my gekyk en het gesê, "Billy, weet jy wat? Ek het nog nooit 'n man tronk toe gestuur wat nie 'n prediker wou wees voor hy gegaan het nie." You see, it's when we are in trouble, then we begin to think Julle sien, about dis wanneer ons in die moeilikheid is, dan begin ons dink aan God. that we Dis jammer dat ons dit so moet hê, maar dit is so. When Israel got in trouble, when they had forsaken God and went off Toe Israel in die moeilikheid beland het, toe hulle God verlaat het en agter afgode aangegaan en dinge gedoen het wat hulle nie moes doen nie, toe het hulle na God gedraai en uitgeroep. they sacrificed sheep and animals and Hulle het skape en diere geoffer en dag en nag om genade uitgeroep. And then the strange thing that was with Israel, so En dan die vreemde ding wat met Israel was, so is dit met die kerk vandag. God sal tot hulle redding kom. En dan nadat dit alles verby is, vergeet hulle alles daarvan. If God was so merciful to forgive a man of his sins, As God so genadig was om 'n man van sy sondes te vergewe en hom ewige lewe te gee, behoort hy so eerbiedig te wees voor God al die dae van sy lewe, dat hy nooit sy voete sal wegdraai van God se getuienisse. should always walk upright before God. But it's Hy just behoort that altyd way. opreg te wandel voor God, maar dis net so. Hulle doen dit so. It behooves us all. Dit betaam ons almal om terwyl ons nie in die moeilikheid is nie, vir God te soek. It isn't good to Dit is nie wait goed till om te we get in wag trouble. totdat ons in die moeilikheid beland en God dan soek nie. Dis die beste om hom nou te vind. For it is written that he is a very Want daar staan geskrywe dat hy 'n baie teenswoordige hulp is in die tyd van benoudheid. I can remember a story, and my wife back there remembers it more than I do, I suppose. Ek kan 'n storie onthou en my vrou daar agter onthou dit beter as ek veronderstel het.
Op ons witte brood moes ek 'n bietjie dubbele tyd maak. While we were on our honeymoon, we didn't have it just Terwyl ons op ons witte brood was, het ons net min geld gehad, so ek het haar na New York toe geneem om Niagara Valle te sien, en terwyl ons daarbo was, het ek gaan jag. and I left her in a little lean-to. En ek het haar een oggend onder 'n afdakkie gelos en ek het gedink ek was te veel van 'n Indiaan om ooit in die woude te verdwaal, en ek het weggegaan, vir haar gesê ek sou terug wees op 'n sekere tyd. And her a city girl had never been in En sy 'n stadsmeisie was nog nooit in die berge in haar lewe nie. En ek het gesê, jy bak 'n paar aartappels op die vuur en ons sal gebakte gebraaide aartappels eet. En sout en peper en dit opset en 'n bietjie botter. Ek het gesê, ons sal net 'n regte jubelfees hê. Ek sal terug wees teen 2 uur. And I put my hand on top of Billy's head, which was just a En ek het my hand op Billy se kop gesit, wat op daardie tyd net 'n klein babatjie van omtrent 5 jaar oud was. wandering along En afgesit onder deur die woude, gedwaal deur die groot resewoud, het ek 'n beerspoor gevolg. Naderhand het ek iets oor die randjie opgelet en ek het oor 'n ander randjie gegaan en toe nog 'n randjie en ek het afgegaan in die leegte wat die reuse genoem word. Dis in die Adirondacks. En ek het 'n takbok geskiet, 'n groot eislike takbok, en ek het gesê dis beter as die beer. Nou sal ek terug gaan huis toe. En terwyl ek opgelet het, het die onweerswolke laag gehang en ek het gesê nou ek het reguit afgekom in hierdie rigting. Ja, iemand weet wat al ooit in die woude was. Dis tyd om te gaan sit wanneer die onweerswolke kom, want dis mistig, jy weet nie waarna toe jy gaan nie. But as I got farther up, Maar soos ek verder opgekom het gedink, het ek loop reg, het ek uitgevind dat ek te ver geloop het om 'n plek te kry om uit te kom. Ek het teruggekom na waar ek die takbok geskiet het. I did that 3 times in succession. Ek het dit 3 keer na mekaar gedoen. Nou die Indiane noem dit die doodswandeling. Jy loop in 'n sirkel, jy dink jy gaan in een rigting, maar kom terug by dieselfde plek. The storm was already on. The snow was falling. Die storm was al reeds aan die gang, die sneeu het geval en ek het gedink, wat kan ek nou doen? Ek het 'n vrou en 'n baba in hierdie woude wat nog nooit in hulle lewe in die woude was nie, en hulle sal vanaand sterf. Gewoonlik sou ek 'n grot vind en daarin ingegaan en gewag het tot die storm verby was by 'n dag of 2 om uit te kom en my posisie te vind en aangegaan het. Maar hulle het nie geweet hoe om vir hulle self te sorg nie. And I said, now wait a minute. En ek het gesê, nou wag 'n bietjie, jy raak net buite jouself. En wanneer jy dit doen, kry jy 'n koors en dan is jy verlore. Dan sal jy nooit jou pad uitvind nie, jouself doodval gewoonlik. Well, I knew I was walking in a circle. Ja, ek het geweet, ek het in 'n sirkel geloop, maar watter sirkel was dit? Die wind het op my gesig gekom toe ek die takbok gaan skiet het en toe op die pad terug was die wind weer in my gesig. So ek kon nie die algemene rigting uitmaak nie, want dit het net in die boomtoppe gewarrel. And I said, well, I'm going En ek het gesê, wel, ek gaan weer in een reguit rigting. En ek het gesê, ek sal nie draai nie, ek sal reguit gaan en ek weet dat ek reg is. Ek's te veel van 'n woudsman om ooit te verdwaal in die woude. And I started on, kind of spurting myself on. That's intellectual. En ek het begin myself soort van aangespoor, dis intellektueel. Ek kan nie verdwaal nie, want ek is 'n te goeie jagter. Ek het begin besef dat ek verdwaal het. That's the way we get sometimes when Dis hoe ons partymal raak wanneer ons dink ons sluit by 'n kerk aan en ons is reg. Maar daar's iets wat vir ons sê ons is verlore. wait till death strikes you and then see what you think. Wag tot die dood jou tref en kyk dan wat jy dink. Beter nou seker wees. And as I started on sincerely in my heart, I could hear En soos ek begin aangaan het opreg in my hart, kon ek 'n stem hoor praat met my wat sê, die Here is 'n baie teenswoordige hulp in die tyd van benoudheid. And I thought, now I'm getting beside myself. Then I En ek het gedink, nou raak ek buite myself. Toe het ek besef dat ek heeltemal verdwaal was. En ek het neergekniel op my pet en my geweer langs die boom gesit en gesê, Here God, ek's verdwaal en ek het U nodig. En toe ek opgestaan het, ek gesê, nou sal ek weer reguit gaan. And as I made 2 or 3 steps, Soos ek 2 of 3 tree gegee het, het 'n hand op my skouer gelê en ek het omgedraai om te sien wat dit was, net betyds om die wolke te sien opkom. I can see the tower on top of Hurricane Mountain. En die toring bo op die orkaanberg te sien. Ek was reguit op pad na Kanada en die Here het my teruggekeer na die toring. I
directions exactly towards that. Ek het gestaan met my rigting presies na daardie toring. Ek het gehuil en ek het God geprys. For I know He'd turn my feet towards the right path. Want ek het geweet hy het my voete weer na die regte pad toegedraai. That was a great minute for me. Dit was 'n groot oomblik vir my, maar nie die helfte van die minuut wat dit eendag was, toe hy my gesig na Golgotha gedraai het, toe ek verlore was nie. I can never forget that moment. Ek kan nooit daardie oomblik vergeet nie. Laat ons kom terwyl ons by ons volle positiewe is. Some time ago, a young colored boy rushed into the meeting. 'n Tyd gelede het 'n jong gekleurde seun in die diens ingestorm toe die altaar oproep gemaak is. Hy het van buite af gekom en hy het opgekom en hy het gesê ek wil vanaand 'n Christen word. Was certainly we're Al always sekerlik, glad ons to is see that. altyd bly om dit te sien. And said, the reason I want to become a Christian, I've been En gesê die rede waarom ek 'n Christen wil word, ek was 'n swerwer. En gesê ek het een keer rondgeloop in bo in die noordelike woude en gesê my geld het opgeraak. And said I hired myself. En gesê ek het myself verhuur in 'n houtkapperskamp waar daar 'n bejaarde gekleurde vrou was wat die kos gemaak het. En ek sou haar help en dan skottelgoed was en so voort vir haar om genoeg geld te kry om aan te gaan. Said we slept in a little back room. Gesê ons het in 'n klein agterkamertjie geslaap met 'n groot stuk seil om haar kant van my deel te skei. And said one night with my head under En gesê een aand met my kop onder die kombers is ek wakker gemaak deur stemme wat hard gepraat het by my window. by my venster. And I pulled En ek het my kop onder die kombers uitgetrek en hy het gesê, ek het een man hoor sê, Jim, laat ons gou teruggaan na die hut toe, so gou as wat ons kan. Want ons mag heeltemal in die ewigheid ingesleep word binne die volgende paar oomblikke, want daardie tornado is reguit hierna toe op pad. Gesê, en ek kon nie anders as om my te verwonder, toe ek na die venster gespring en gekyk in daardie lang trechtervormige wolk en net een konstante slag van donderweer en weerlig gesien het nie. En sien toe die weerlig die bome wat opkom en die groot lang slangstert wat reguit op ons kajuit afkom. Gesê ek het die seil hoor ooptrek en die bejaarde ou vrou het gesê, seun, kom na my kant toe, ek het 'n lantern hier aangesteek. En gesê ek het soontoe gegaan en sy het gesê, is jy 'n Christen? Gesê ek het gesê nee, ek's nie 'n Christen nie. Gesê het jy al ooit gebid? Gesê nee, ek het nog nooit gebid. Gesê wel jy beter bid want hierdie warrelwinde vee alles plat teen die grond. Gesê eerwaarde, ek het langs daardie ou vrou gekniel op daardie klein kussie waar die lantern gestaan het. Maar ek was te bang om te bid. Hy het gesê ek kon nie my gedagtes regkry nie. En hy het gesê elke keer wat ek begin bid het, sou 'n boom omwaai en teen die hutkap en die venster sou uitwaai. Hy het gesê ek was te bang om te bid. Hy het gesê nou al wat ek kon doen was om te sit en daardie kalm ou gelowige dop te hou met nie so min bekommernis as niks in die wêreld nie, wat die hele tyd met iemand gepraat het wat sy geken het. En ek het gesê, Here, ek is te bang om te bid, maar as U my net sal laat lewe, sal ek hierna bid. Julle sien, dit kos partymal probleme om ons te laat besef, om ons voete na God toe te draai, ons selfs oor te gee aan Hom. Ek glo dit was Job wat gedink het oor sy weë en wou hulle seker maak, nie net oor sy weë nie, maar sy kinders se weë. En hy het God se enigste weg gevolg wat God ooit vir die mens gemaak het, die brandoffering onder die bloed. Baie van julle is seker dat julle het die storie van Job gelees. En hy het gesê,
My kinders het partytjies gehou en miskien het hulle gesondig en ek sal 'n offer vir hulle maak. He wanted to be sure. Hy wou seker wees Normally. terwyl hy normaal en reg was. You know, I think if mothers and fathers. Julle weet, ek dink as moeders en vaders vanaand in hierdie mooi land van ons, as hulle meer tyd op hulle knieë spandeer het om te bid, hulle kinders na God toe te bring in gebed, Instead of out in these parties. in plaas van buite in hierdie partytjies te drink en rond te loop, so ons minder jeugmisdaad het. En Job het die weg van die bloed gevolg, die stort van die bloed. Dis die enigste gronde waarop God ooit gemeenskap gehad het met die mens, is op grond van die gestorte bloed. There's no other way that God will fellowship with people. Daar is geen ander manier waarop God gemeenskap met mense sal hê nie, net deur die gestorte bloed. En in die Ou Testament moet Israel by een plek van aanbidding kom. Dit was onder die gestorte bloed. And then when trouble struck Job, En toe probleme vir Job getref het, kon hy uitroep: Ek weet my verlosser leef, en in die laaste dae sal hy op die aarde staan. though after the skinworms has destroyed this body, Al het die velworms hierdie liggaam vernietig, tog sal ek in my vlees God sien. En hy kon skree: Al maak hy my dood, tog sal ek hom vertrou. Hoekom? Hy het geweet watter pad om te volg wanneer hy in die moeilikheid beland het. some of us go other paths. Party van ons volg ander paaie. Age that we're living. In hierdie neurotiese eeu waarin ons lewe, wend soveel mense hulle tot die sielkundiges, totdat Christene na die sielkundiges toe gaan. And the psychiatrist has to go to a psychiatrist. Turn off path. En die sielkundige moet na 'n sielkundige toe gaan. Draai ons paaie na God, hy is ons geneesheer. Then we have As ons harte ons nie veroordeel nie, dan het ons hierdie versekering: God antwoord gebed. Job could say with a true heart, I know my Job Redeemer kon met 'n liveth. opregte hart sê: Ek weet my verlosser And he leef. thought on his way En hy het gedink aan sy weë en na hom toegedraai. David, after he did wrong, David, nadat hy verkeerd gedoen het en Uria die Hetietse vrou geneem het, die lieflike Bathsheba, and was going to be the father of her child. en die vader van haar kind sou wees, To be killed in en haar battle. dapper man in die geveg laat doodmaak het. But when the prophet Nathan come in and Maar toe die profeet Nathan ingekom het en sy sondes aan hom geopenbaar het, toe het David gedink aan sy weë, en hy het homself gedraai na bekering in sak en as. That's the way to turn. God heard him. Dis waarna toe om te draai. God het hom gehoor. Man or woman. God sal altyd 'n man of vrou hoor wat hulle voete sal draai na sy getuienisse. David was worthy of dying. David was die dood werd en hy het sy eie dood verklaar. But Nathan Maar said, Nathan het gesê, sekerlik sal jy nie sterf nie. For you know, David knew God. And Want hy het geweet, David het God geken en het geweet dat hy verkeerd gedoen het. Hy het sy broer se vrou onteer. I wondered tonight and wouldn't say this. Ek wonder vanaand en sal dit nie sê nie, maar miskien sou daar 'n ander David hier sit vanaand wat so skuldig is as wat David was. When you turn your light out at Wanneer jy jou lig uitdoof in die nag, see old sien jy jou broer se gesig, die man wat jy sy liefdevolle vrou onteer het of sy huis opgebreek het, wat flikker teen jou muur. or some woman see Of een of ander vrou die vrou se huis sien wat sy opgebreek het deur weg te loop met haar man. Dit behoort jou tot bekering te bring in sak en belydenis. what the church needs tonight is a confession and making right and come back to the Wat die kerk vanaand nodig het, is 'n belydenis en regmaak en terugkom na die getuienis van die Here God. Daar's genade en vergifnis. seems that it would haunt people. Lyk asof dit by mense sou spook wat voortgaan. Weet dat jy uur na uur wandel ten aanskoue van die dood. Why do we continue on with selfishness? Waarom gaan ons voort met selfsugtigheid en gierigheid en goddeloosheid en ons oë op dinge van die wêreld? Time we turn back to God's testimonies. Dis tyd dat ons terugdraai na God se getuienisse. Terwyl ek my weë oordink het, het ek my voete gedraai na u getuienisse. It was the prophet Jacob who had done wrong.
Dit was die profeet Jakob wat verkeerd gedoen het en vir sy blinde pappa gelieg het oor die geboortereg. Eendag het sy hart begin verlang om terug te gaan na die tuisland. En hy moes al daardie tyd gedink het, dit was bedek. Maar toe hy na die huis begin kom het hy gehoor dat Esau uitkom om hom te ontmoet. Toe het hy gedink aan sy bedrieglike weë en hy het heelnag gebid aan die ander kant van die rivier. Toe hy gedink het hoe hy sy broer bedrieg het dit hom tot heelnag gebed geroep. God weet, dis wat die kerk nodig het. Ek kan nou toe die kerk altyd gevra het vir heelnag bidure en wanneer die preek uitgegaan het, was daar nie 'n droë oog in die kerk nie. Almal het gehuil en uitgeroep voor God. En vandag lyk dit asof dit so los is dat mense net voortgaan om te lewe op enige manier wat hulle wil en steeds sê hulle is Christene. Ek wonder of ons nie die huis nader nie. Ons beter ons weë oordink en ons voete draai na sy getuienis. Dit was Moses die magtige profeet, 'n ou skaapwagter waarin hy verander het, wat eendag agter die berg rondgedwaal het op 'n ou paadjie wat die skape gemaak het. Miskien was dit baie bekend vir hom, maar daardie oggend was net 'n bietjie anders as ander oggende. Daar was skynbaar iets rondom hom. Julle weet, Jesus het een keer gesê, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Ek wonder of die engele nie vir hom gepreek het nie. Net eens het hy sy weë begin oordink, hoe dat hy 'n mislukking in die lewe gemaak het en probeer het om veiligheid te vind, terwyl sy mense in slawerny was. God skink dat die hart van elke prediker hier binne daardie las sal kry. Hoe kan ons in Sion rus wanneer die wêreld oortrek is met sonde en kerklidmate in sonde lewe? Hoe kan ons stil bly wanneer die kerk verskeer is deur geloofblydenis en denominasies en broederskap geskei is? En die mense wêrelds raak wanneer God heiligheid vereis, of geen mens sal die Here sien nie. Moses het begin dink aan sy weë, hoe dat hy sy eie geleerdheid en opleiding gevolg het, en hy het geweet daar was 'n roeping van God in sy lewe, maar hy het dit op sy eie manier probeer uitwerk. Baie van ons predikers beland in daardie moeilikheid, 'n roeping van God in ons lewe, en dan gaan in 'n opleiding kry wat vir ons sê dat die dae van wonderwerke verby is en daar glad nie so iets soos die doop van die Heilige Gees nie. Dis vir die dae wat verby is. God laat julle weë oordink. Daardie selfde God wat daardie woord geskryf het, lewe nog steeds en hou julle verantwoordelik daarvoor. Dis verkeerd. God is oneindig en wanneer hy spreek, moet dit volmaak wees. Hy kan nie verander nie. Ons kan nie God se woord verander nie. Ons moet ons denke verander na sy denke. Laat die gesindheid van Christus in julle wees. Dan sal julle dink soos hy dink. En soos hy begin dink het aan daardie dinge, kan ek hom baie ontsteld sien raak. Daar's geen mens wat in die teenwoordigheid van sy eie verlede kan kom, wat nie ontsteld raak daaroor nie. Ek bid dat die Heilige Gees elke mens nou hier binne terug sal bring na jou verlede, en daarna laat kyk, dan terugdraai na sy getuienisse. En soos hy begin dink het, kan ek daardie ou man sien met vloeiende wit baard, maar hy het gesê, ek het my lewe geruïneer, ek's 80 jaar oud. En as ek daaraan gedink het toe ek 'n jong man was en die regte ding sou gedoen het, maar nou is dit te ver.
en die groot kristaltrane wat teen sy wit wangbaarde afgerol het. About that time when he was thinking on his way. En omtrent daardie tyd toe hy sy weer oordink het, was daar 'n kraak gelei teen die hemel. En terwyl hy sy weer oordink het, het hy gesê ek sal wegdraai om hierdie ding te sien wat God gedoen het. I trust that God will bring that burning bush in the Ek vertrou dat God daardie brandende bos sal bring binne die hoër afstand van elke persoon hier vanaand. Ons weer kan oordink. And it changed Moses when he turned his feet from the path of Dit het Moses verander toe hy sy voete weggedraai het van die pad van skape en wilde diere na die pad wat God hom deur die Skelmsee gelei het en na die beloofde land. Sy weer oordink. Dit help ons om sy weer te oordink. after the cock had crowed 3 times. And Peter looked up at the Nadat die haan 3 keer gekraai en Petrus opgekyk het in die gesig van die Here Jesus, het hy sy weer begin oordink en wat hy aan ons Here gedoen het. and the prophecy and the word of the Lord came into his. En die profesie en die woord van die Here het voor hom gekom. Maar hy het geweet God het gesê. God that Daardie selfde God wat dit vir hom gesê het vir ons gesê wat om te doen. what did it do when he thought on the ways that he had treated Jesus? Wat het dit gedoen toe hy gedink het aan die maniere wat hy Jesus behandel het en hoe hom verloon het voor die klassieke mense en hoe dat hy probeer het om een van die wêreld te wees en probeer optree soos die res van hulle. When he thought on his ways that Toe hy sy weer oordink het dat dit hom in die duisternis ingedryf om bitterlik te ween. I believe it's cock crowing time now. For the church Ek of the glo dis nou aan 'n kraai tyd vir die kerk van die lewende God om alleen met God te kom. God and weep in bitterness and tears and say, En bitterlik in trane te huil en te sê, God wees my genadig. Sonder twyfel is daar mans en vroue hier vanaand. boys and girls that need that same thing. All of us need it. Alone. Seuns en dogters wat daardie selfde ding nodig het, almal van ons het dit nodig alleen met God. Ons weer te oordink terwyl ons gaan, ons voete terug te draai na sy getuienisse. Yes, it was Judas that was standing Ja, dit was Judas wat by die hoëpriester gestaan het his money. om sy geld te ontvang omdat hy die Here Jesus beraai het. I'd certainly hate to take his place. Ek sou beslis haat om sy plek in te neem. Maar daar's mans in Chicago vanaand wat skuldiger is as Judas Iskariot. He was Hy het taking omkoopgeld geneem. Many men are taking a salary in a Cadillac car. Baie mans het 'n salaris geneem in 'n Cadillac motor en groot huise deur die beginsels van God uit te verkoop. They're ashamed of the baptism of the Holy Spirit. They're ashamed of the movement. Hulle is skaam vir die doop van die Heilige Gees. Hulle is skaam vir die beweging van God se Heilige Gees. Hulle is te klassiek. Dat laat hulle by die kerk aansluit. Hulle doen dit omdat hulle bang is vir die nuwe geboorte. Ek sê dit in 'n gemengde gehoor, maar ek wil hê julle moet my verstaan as julle broer. When a baby Wanneer 'n baba gebore word, of dit op die vloer is, of dit op 'n strooimatras is, or if it's of dit is in 'n versierde hospitaalkamer, dis 'n gemors op enige manier wat jy daarna kyk, maar dit bring lewe. that's what the new birth is. It's a mess, but it brings Dis wat die nuwe geboorte is, dis 'n gemors, maar dit bring lewe, dit bring ewige lewe. Amen. Bring lewe. life. I don't care what level it's on. En lewe ek gee nie om op watter vlak dit is nie, ek wil daardie lewe hê waar ons vir ewig lewe. Man sluit by kerke aan om dit te ontduik. Hulle verkoop hulle geboorteregte soos Judas het. En hy het die geklingel van daardie silwer gehoor toe dit in sy hande ingegaan het. En hy het uitgeroep, ek het onskuldige bloed verraai. Ek wil niks hê wat tussen my en die Here staan soos daardie aan die einde van die pad nie. Ek vertrou dat dit sal nie. Vir julle nie. Trade innocent Ek het onskuldige bloed verraai. Hy het die kortpad gevat. Hy het 'n tou geneem en gegaan, homself ophang. When you think on your past, it'll either Wanneer jy aan jou verlede dink, sal dit jou of na God toe dryf of jou van God af wegdryf. Jy mag die roete van sonde neem, terugval, rook, dit probeer wegblaas. you might go down to the saloon and get a whiskey and try Jy to mag afgaan na die kroeg en 'n whisky kry en dit probeer wegdrink. Wanneer jy jouself besoedel het en ander besoedel het en gelieg en gesteel en bedrieg het of die evangelie ontken het wat jy probeer verteenwoordig. to have finery and look
look like the rest of them and act like these people at the Om liekse goed te hê en te lyk soos die res van hulle en op te tree soos die mense van vandag. God wil hê jy moet anders wees, hy vereis iets anders. Jy sal net so skuldig wees soos 30 sikkel silwer. You can take the short route. Jy kan die kort pad kies, sekerlik, maar daar was nooit een nie. Kyk terug in die Bybelse tye, diegene wat na hom toe gekom het toe hulle aan hulle weë gedink het soos Petrus. Hy het genade gevind. Those who took the short route is in eternity out in yonder. Diegene wat die kort pad gekies het, is in die ewigheid daar buite iewers sonder God, sonder hoop, sonder Christus. Neem die pad na hom toe, dis oop. Dis reg. The Roman soldier, after he had pierced his side with Die Romeinse soldaat, nadat hy sy sy deurboor het met sy spies en die water en bloed sien uitvloei het, and seen the sun go down in the middle of the day. en die son sien ondergaan het in die middel van die dag, die rotse en die berge skeur, en die donder weer gehoor het en die weerlig gesien het sonder 'n wolk. He smote himself upon the chest and said, that surely was the Hy Son het of homself God. op die bors geslaan en gesê, dit was waarlik die seun van God. He thought on his ways. He seen what he had done. Hy het sy wie oordink, hy het gesien wat hy gedoen het en onderaan die voet van die kruis het hy gekniel, so word ons vertel. Hy het sy wie oordink en hy het na God se getuienisse toegedraai. Pilate, after trying to wash his hands and Pilatus, nadat hy probeer het om Jesus van sy hande af te was, 10 jaar het verbygegaan en het steeds probeer om die bloed van Christus van sy hande af te kry. maybe 10 Miskien 10 jaar van vanaand af sal julle hierdie boodskap van julle hande probeer afskud. Maar het gewas en het gewas en het gewas en daar was geen manier om dit af te kry nie. with too much pride to turn to the man. Het te veel trots om te draai na die man wat hy doodgemaak het. Hy het homself uiteindelik doodgeval oorkant in Switserland in 'n poel water. Which the legend is that on Wat die legende is dat op elke goeie Vrydag die blou water opkom. Ek wonder vanaand, as julle weer oordink, wonder ek of julle teruggedink het in julle gedagtes aan iets wat julle gedoen het en die pad wat julle bewandel het. if you are, As julle is veroordeel, moenie die kort pad kies om by 'n kerk aan te sluit of dit te gaan doen of jouself dood te drink op iets nie. Wel, laat ek julle iets vertel. there is a fountain filled Daar is 'n fontein gevul met bloed, getrek uit Immanuel se are en sondaars onder die vloed gedompel. lose all their Verloor al hulle skuldvlekke. Daardie sterwende dief het sy wie oordink en was verheug om te sien. fountain in his day. Maar die fontein in sy dag, daar mag ek tog hoes nes hy Wash all my sins away. al my sondes weg was. Ever Van dit ek deur geloof daardie stroom gesien het, wat u vloeiende wonder voorsien, was verlossingsliefde my tema, and shall be en sal wees totdat ek sterf. Dan in 'n edeler, soeter lied, sal ek u verlossingskrag besing, wanneer hier die arme lispende hakkelende tong lie silent in the grave. lê in die graf. Run to him, there's room at the fountain for you. Let's bow our heads. Think on your ways. Hardloop na hom toe. Daar is plek by die fontein vir jou. Laat ons hoofde buig. Oordink julle weer. Lord, what can we do? We either think Here, our ways wat kan ons now doen? and make it right, Ons oordink of nou ons weer en maak dit reg, morning it'll be too late. of miskien voor die oggend sal dit te laat wees. Our hearts will be fluttering, death will be meeting us. Ons harte sal fladder, die dood sal ons ontmoet, en ons sal wees soos die jong gekleurde man, hy, ons kon nie bid nie. But while we're normal, while we're sitting here with the introduction Maar terwyl of ons praise, normaal is, there terwyl the ons hier sit met die inleidende lied wat speel, daar is 'n fontein gevul met bloed, mag ons weer oordink en ons draai na u getuienisse. guide our feet to that path of life. Lei ons voete na daardie pad van die lewe, daardie bloederige pad wat Jesus al die pad bewandel het, van Pilatus se oordeelsaal
na Golgotha. May we deny ourselves, pick up his cross. and Mag follow ons him. onsself verloon, sy kruis optel en hom volg. We're thankful. En terwyl ons dink, mag die Heilige Gees tot ons harte spreek. And may we turn from our selfish ways. En mag ons wegdraai van ons selfsugtige weë na die weë van die Here. And now with heads bowed and everyone praying. En nou met hoofde gebuig en almal wat bid. And you don't As jy feel jou good weë about it. oordink en jy voel nie te goed daaroor nie, Come right now. laat ons net nou kom. Let's just stand Laat right up, ons net Lord. reg op ons voete staan en sê, Here, ek oordink my weë. God seën jou jong kerel. I'm thinking Ek oordink my weë en ek draai net nou. Oh, I've received the Holy Spirit long ago. O, ek het die Heilige Gees lank gelede ontvang, maar daar was soveel dinge wat ek gedoen het. Ek oordink my weë en ek weet ek het verkeerd gedoen. En ek draai my voete na u getuienisse, net nou terwyl ek staan. Ek wil hê die gebed van hierdie kerk moet nou vir my bid. I'm turning Ek draai na u getuienisse, u woord, o Here. En u getuienisse is dit: hy wat na my toe sal kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. It is also in the testimonies. Dit is ook in die getuienisse. Hide your sin. As jy jou sonde verberg, sal jy nie voorspoedig wees nie. Confess your sin. Maar as jy jou sondes bely, sal jy genade ontvang. Julle wat vergifnis wil hê van alles wat julle gedoen het, en julle maak julle belofte van 'n toegewyde lewe van vanaand af van God. Staan op julle voete saam met hierdie twee jong kerels wat nou opstaan. Staan op, God seën julle. God seën julle oral rondom. Dis goed. I am standing myself. I want God to Ek staan self. Ek wil hê God moet my deursoek en my beproef. If there be any As daar enige onrein ding in my is, dit aan my openbaar, sal ek dit belê en dit regmaak. Ek sal enigiets gaan doen wat hy wil hê ek moet doen. Want as ek sterwend was, sou dit my uitroep wees. As jy sterwend was, sou dit jou uitroep wees. So why not turn now before the So storm waarom nie nou omdraai voor die storm kom nie? Sodat jy in die ure van jou benoudheid kan sê saam met Job, ek weet my verlosser leef. Sal jy nie staan nie? And will there be some more before we pray? Sal daar nog 'n paar wees vir ons bid? God bless you. Onthou my, o Here. God seën julle dames. God seën julle almal. Just remain Bly net staan vir gebed. Ja, bo in die balkon daar, dis goed. Geloof kom deur die gehoor. As I thought on my ways, I Terwyl ek my weer oordink het, het ek my voete gedraai na u getuienisse, o Here. Gevaar mag voor die deur lê. Dit is, as daar een stukkie veroordeling is, staan nou op julle voete vir gebed. While many are standing, more getting up. God bless you. That's sincerity. Terwyl baie staan, nog wat opstaan, God seën hulle. Dis opregtheid. Soos ek my weer oordink het, soos ek gedink het aan wat ek was, Here, draai ek my na u toe. Ek glo nie daar's een van ons wat daagliks lewe wat ons nie elke uur na hom toe moet draai nie. I need Ek het u nodig, o, ek het u nodig. every hour. Elke uur het ek u nodig. Oh, bless O, me seën my now, nou, my verlosser. I come to thee. Ek kom na u. I come, Lord, I'm standing. That's all I can do. Kom Here, ek staan, dis al wat ek kan doen. Ek staan omdat ek oortuig is dat ek verkeerd is en ek vra vir u genade. The reason I keep holding the Die rede waarom ek nog aanhou omdat mense bly opstaan. How do I know Hoe that weet just ek dat one 1 minute minuut longer langer die verskil van dood en lewe kan beteken? from now, Binne 'n uur of 2 van nou af 'n seun met trombose hartaanval. knowing that he's going out to meet God. En die wete dat hy uitgaan om God te ontmoet op sy bed skree dink. Wat as ek na daar bo opgestaan het vanaand by die kerk? Ek is nou so bekommerd, ek weet nie wat om te doen nie. Stand now, friend of mine. Come to this fountain. Staan nou, vriend van my, kom na hierdie fontein toe. God will give you mercy. God sal jou genade gee. Now, with our heads bowed, let us pray. Each one in your own way, you that stand. Nou met ons hoofde gebuig, laat ons bid, elkeen op jou eie manier, julle wat staan. Lord, reverently and quietly and Here, eerbiediglik en saggies en stil, kom ons nederig na u toe, knowing that we in die are wete dat ons geen goeie ding in ons is nie. there's no soundness in us at all.
Daar is glad nie enige goedheid in ons nie. Ons is heeltemal besoedel, want ons is gebore in sondige vorm en ongeregtigheid, in oneerlikheid in hierdie wêreld ingekom. And by nature we are sinners. En van nature is ons sondaars en ons het u genade nodig, Here, en u barmhartigheid en u heiligheid. For we have none within ourselves, and neither can our church. Want ons het niks in onsself nie en ons kerke of ons geloofbelydenisse kan ons ook nooit verberg nie. Dis net vyeblare wat aan die begin verwerp is en so sal dit aan die einde verwerp word. But we are turning our feet to thy testimony. To thy Maar ons draai ons voete na u getuienisse, na u woord en ons bely ons foute en ons sondes en vra vir u vergifnis. whatever our defilement is, Lord, may the fountain Wat ook al ons besoedeling is, Here, mag die fontein daar wat die diep verheug was om te sien, mag dit al ons sondes wegwas. Skenk dit, Here, mag ons hierdie gebou verlaat vanaand soos pasgebore babas, vars en skoon. En as u ons sou roep van hierdie aarde af vanaand, voel ons sou gereed wees om te gaan. because our feet are turned toward Want ons voete is gedraai na u getuienisse. Ons was verlore soos ek in die woude was, Here, en hoe my hart verheug was om daardie toring daardie dag te sien. and our hearts are rejoicing tonight. En ons harte juig vanaand om die toring van Golgotha te sien, waar ons weet dat daar veiligheid is en daar is waar die verlorenes inkom en gevind word en huis toegewys word. Bless these dear ones, these men, these women. Seën hierdie dierbares, hierdie mans, hierdie vrouens, seuns en dogters wat staan, hulle foute bely. Dit is geskrywe in die woord, hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. En hulle het aan hulle gedink. Them, and as David was, they may be as guilty. En soos Dawid was, hulle mag net so skuldig wees in ander dinge as wat Dawid was om Uria se vrou te neem, maar u het dit gehoor. U het die gebed van Dawid gehoor en u, hoewel u hom laat maai het vir wat hy gesaai het, maar hy was nog steeds u dienskneg. U het hom vergewe omdat hy na u toe gedraai het. They never turned away from the church tonight like Judas. Hulle het nooit weggedraai van die kerk vanaand soos Judas nie, maar hulle het na die kruis toe gekom. Hulle gaan dit nie probeer wegdrink nie. Hulle gaan dit wegbid. Hulle gaan maak soos Jakob. They're going to cry until the angel of God blesses them. And takes Hulle gaan uitroep totdat die engel van God hulle seën en al die sondes en die skande wegneem. En ek glo u sal dit net nou doen, Here, want u het dit beloof. Ons glo dit in die naam van die Here Jesus. and while we En terwyl ons hoofde gebuig het, gaan ek julle vra wat op julle voete staan, wat gestaan het, wat voel dat jy jou voete na God gedraai het vanaand. Steek jou hande op na hom. to him, and I'm signaling to him, Lord, I've turned. En as vir hom wys, Here, ek het my voete gedraai. God seën julle 100% het julle voete gedraai in God se getuienisse. Hy sal dit doen. He'll take every sin away. Hy sal elke sonde wegneem. Peace. Julle vrede en bevrediging gee. Dinge wat die wêreld nie kan doen nie. Now the audience may read. Nou mag die gehoor hulle koppe oplig en kyk na die mans en vroue wat langs julle staan. Ek wil hê julle moet wanneer hulle gaan sit, hulle hande skud. God seën u en verwelkom hulle in die gemeenskap van Jesus Christus. Those who were standing as they sat down, let the Christians around. Hulle wat gestaan het terwyl hulle gaan sit, laat die Christene rondom sê, God seën jou broers en suster. As daar enigiets verkeerd was en voel nou dat dit alles weg is, God wees julle genadig. Amen. Is there any sick among you? Raise your hand. Is daar enige siekes onder julle? Steek julle hand op. Nou lê julle hande op mekaar wat die siekte het. As I said last night, I've been out praying. I want this Soos ek gisteraan gesê het, ek was uit om te bid en ek wil hierdie een ding in my lewe hê. Dat wanneer ek bid, ek wil glo dat ek gaan kry waarvoor ek vra. A fine little brother that belongs to the assemblies of 'n God. Goeie broertjie wat behoort aan die gemeentes van God, Louisville, Kentucky, broer Rogers. Julle gemeente van God, mense, julle sien hom op julle boek van julle prediker, wat julle dit ook al noem. He's a fine little fella. He was in my study. Hy's 'n gawe kereltjie. Hy was in my studeerkamer omtrent 3 dae gelede. En ons het gebid en hy het gesê, "Broer Branham, dink jy ons sal 'n herlewing in Louisville hê?" I said, I hope so. Ek het gesê, "Ek hoop so." Look at me. En hy het omgedraai om na my te kyk. Ek het gesê, "Broer Rogers,
Ek het God nou die dag by daardie grot ontmoet. Ek kan nie sê dat ek so dink nie, want ek dink nie so nie. Maar daar's een ding waaroor ek eerlik kan wees. Ek hoop so. Ek hoop ons kry dit, maar om te sê ek dink so, ek kan dit nie dink nie. Ek's neutraal. Ek sou dit graag wil sien, maar ek weet nie of daar sal wees of nie. Ons wil ons lewens ondersoek en kyk of daar enige onrein ding in ons is. En as ons harte ons nie veroordeel nie, vra dan. Julle kan ontvang waarvoor julle vra. Ek gaan vra vir julle genesing. Ek wil hê julle moet vra vir julle genesing en vra vir die mense se genesing langs julle. God sal die mense genees. Kom ons bid nou. Here, net soos U ter wille van ons oortredinge deurboor is, in U getuienisse staan daar geskrewe, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daar is diegene wat fisies siek is, dat hulle U nie net reg kan dien nie, want hulle is siek en voel sleg. Hulle het bekommerd geraak en na die kerk toe gekom. En hulle wat in hierdie konvensie sit en luister na die predikers, U diensknegte wat praat, hulle is in ellende en pyn. God skenk dat dit nou sal afhandel, dat hulle harte sal draai na U getuienis. Ek is die Here wat al julle krankhede genees en alles is moontlik vir hulle wat glo. En met geen veroordeling in ons harte nie, glo ons nou in U. U ons sal genees en al ons siekte van ons sal wegneem. Ons vra dit in Jesus naam en so sal dit wees. Amen. Daar is briewe hier, Here, en kaartjies en pakkies wat siekes en beproefdes verteenwoordig. En ons word geleer dat hulle van die liggaam van Paulus geneem het sakdoeke op voorskote. En ons weet ons is nie Paulus nie, maar U is nog steeds God. Laat dit so wees, Here, dat wanneer hierdie sakdoeke die siekes aanraak, mag die vyand hulle loslaat en mag hulle genees word. Want ons sal die getuienis van God volg, die getuienis van sy Bybel, en ons glo in Jesus Christus, die Seun van God, wat ons gereinig het van alle ongeregtigheid. En ons die Heilige Gees gee en goddelike genesing net nou in Jesus Christus naam.